En my gedagte wat ek met julle wil deel is, as jy wil. Jy as 'n ouer hier vanmôre, wil die beste vir jou kind hê, stem jy saam? Net een het saamgestem, die res van julle wil nie die beste vir julle kinders hê nie, like dit vir my. Hy, she's tog same, gaan weer met 'n gebed doen. Ons almal, julle almal, ek kan nie sê ons, want ek het nie kinders nie. Maar julle wil die beste vir jou kind hê. Jy wil hulle leer in die vrees van die Here. Jy wil hê hulle moet 'n goeie, eerbare lewe leef wat die Here sal eer. Stem julle saam? Nee. Almal van julle wil dit hê. Dit is jou hartsbegeer as ouer om jou kind in die vrees van die Here groot te maak, sodat wanneer hulle uit die huis uitgaan, hulle nog steeds dit sal doen, nog steeds die Here sal eer, nog steeds die wil van God sal volg. Dis tog jou wil as 'n ouer om dit te wil doen en te wil hê dat jou kind dit eendag sal doen en 'n lewe sal lei wat eerbaar tot die Here is. En wanneer ons kyk na Filippense 2, dan praat Paulus met die gemeente van Filippi en hy praat oor die gesindheid van Jesus. Hy verduidelik in die begin wat dit is en hy sê hierdie gesindheid moet in julle wees soos wat dit in Christus is. En dan as ons verder lees, sê die volgende vers 12 en dit gaan op die skerm ook verskyn. Ek lees uit die 53 vertaling. Dit sê: "Daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid nie, alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing." Paulus sê, toe ek hier was julle al klaar gehoorsaam gewees tot God se woord, tot wat sy woord vir julle leer en waarmee hy besig is, maar nou dat ek nie meer hier is julle tot nog meer besig om gehoorsaam, is nog meer in dit in vir julle heil, in vrees en bewing. Heil is jou redding, dit wat jy in Jesus het, en hulle is nog meer in dit, in die afwesigheid, want hulle moet iets gehoorsaam teenoor God. En ek wil net teruggaan in vers 6 wat sê, en dis wat Jesus gedoen, hy was gehoorsaam teenoor die Vader gewees, en hy sê, hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag, om aan God gelyk te wees nie, maar homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem, en aan die mense gelyk te word. Hy was gehoorsaam gewees, hy het die Vader se wil gevolg, hy het 'n lewe geleef op aarde, nie by die Vader nie, maar op aarde as mens. Maar hy was as jy verder gaan aanlees, was hy tot die dood toe getrou. Ja, tot die dood toe, sê Paulus. Hy was tot in die dood, tot God se wil getrou gewees, om 'n lewe te leef, wat eerbaar tot sy Vader is, om die begeerte te hê, om God se wil te volg. Al was hy self God gewees, al was hy gelyk met God, het hy 'n lewe gestreef, wat sy Vader sou eer. En dan kom vers 13 weer en sê, want dit is God. Ek gaan nou vir julle verduidelik waarom praat ek oor hierdie. Want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Dis God wat in my en jou werk om te wil, om te werk na sy welbehae. Dis God wat iets in jou geplant het om hier vanmôre te wees. Dis God se begeerte, se wil om dit in jou te gesaai het om vanmôre hiernatoe te kom. Jy het nie uit jou eie keuse uitgekom. God het die begeerte in jou geplaas om hier vanmôre te wees. Dis nie my wil nie, dis sy wil wat in my hart gekom het. En as ons nou kyk na die woord wil, die Grieks thelu, sê dit druk uit 'n variasie van menings met 'n verwant tot begeerte, intensies en wil. Dit gee 'n aanduiding tot 'n eenvoudige wens of gedetermineerde doel. En dis God se hart vanmôre vir my en jou. Jy is nie per toeval nie, ek is nie per toeval nie, dis 'n begeerte wat God in my en jou geplaas het om te leef vir hom, om vir sy welbehae eer te bring, om 'n lewe te leef en te streef wat tot sy wil sal wees. Hy vra nie vanmôre as jy wil so leef nie, hy het klaar dit in jou geplaas, hy het klaar dit in jou gebring om te wil vir hom, wat eer bring tot sy welbehae. Jy as 'n kind, as 'n ouer wat 'n kind was, het die wil van jou ouers volg, né? As jy in die huis van die Here groot geword het en jy het in 'n huis groot geword waar jou ouers gereeld Bybelstudie gedoen het naderhand daai liefde, daai wil, 'n begeerte in jou hart geraak. En jy wil ook kerk toe kom. Jy wil ook meer Bybel lees, want daar was iets gewees wat jou ouers gedoen het, wat jy tot vandag toe doen, en daar's 'n wil wat in jou gekweek is, en is dieselfde wil wat God in my en jou besig is om aktief te doen. En is dit nie 'n voorreg nie, dat God my en jou kies,
om sy begeertes in ons harte te plaas, sy wil in ons harte te plaas, om te doen wat hy van my en van jou verwag, om hom eer te bring. En die slag is, baie keer gaan ons en ons stap weg daarvan af. Jy maak jou planne, daar is 'n begeerte om die Here te gehoorsaam, daar is 'n begeerte om sy wil te volg, daar is 'n begeerte om te doen wat hy van my en jou verwag, maar dan kom die vlees. Paulus sê, dit wat ek moet doen, doen ek nie, en dit wat ek nie moet doen nie, doen ek. En ons is teenstrydig met die gees binne ons, en ons vlees en ons gees baklei oor watter wil eintlik moet wees, want jy baklei en sê, ek wil hierdie doen, ek het hierdie planne, Here, en ek gaan dit volg, en dan maak jy droog, wat dan? Dan is dit, o Here, asseblief net weer u wil. Maar het uit sy wil uitbeweeg, het uit sy goedheid en guns beweeg, om jou eie wil te volg, en jou eie ding te doen, en God het klaar die begeerte in jou hart geplaas om dit te doen, maar jy is teenstrydig met dit wat hy mee besig is in jou hart. En sy hart werk konstant in jou, maar jy sê, as ek lus is, as ek wil, sal ek kerk toe kom, as ek wil, sal ek die Here eer in my huwelik, as ek wil, sal ek tiende gee. En die Here vra nie vir jou as jy wil nie, hy het klaar die begeerte in jou hart geplaas, en jy moet gehoorsaam wees tot dit wat hy in jou hart gebring het. Jesus is in die tuin van Getsemane, en hy sê die volgende, hy sê, en hy het 'n bietjie verder gegaan, en op sy aangesig geval, en gebid, en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Jesus is in hierdie oomblik van donkerte, hy ly, hy het angs, die disippels bid nie saam met hom nie, hy is alleen, hy is op sy eie, en vir 'n oomblik wil hy beweeg in sy wil, en in 'n oomblik het hy hierdie begeerte om in sy eie wil te beweeg, en sê, Here, ek wil nie, Vader, as dit u wil is, laat die beker verby my gaan, maar nog steeds nie my wil nie soos ek wil nie, maar u wil. Hy kies die begeerte van sy Vader bo oor sy eie begeerte. Hy kies sy Vader se wil bo oor sy eie wil. Hy kies bo sy vlees en kies die gees. En as jy na die wil gaan kyk, as jy na die woord wil gaan kyk, is dieselfde woord, die Griekse woord wat gebruik word in Filippense 2 vers 13. Daai begeerte, daai intensie om te sê, Vader, ek het hierdie ding in my vlees, maar ek kies nog steeds u wil. Want dit was God se wil en sy begeerte dat Jesus aarde moes kom. Anders sou ons nie vanmôre gewees het in kerk. Anders sou ons nie hom kon geloof het en geprys nie. Anders sou ons nie skoon gewas gewees het deur sy bloed nie. Anders sou ons nog steeds in sonde gewees het, as nie die Vader se wil was om sy seun aarde toe te stuur nie. Want dit was God se begeerte om sy seun aarde te stuur, sodat ek en jy deur sy bloed versoen kan word, sodat ek en jy die goeie nuus kan vertel, die goeie nuus kan verkondig, dat Jesus red nog steeds, hy red my, maar dit is 'n begeerte wat hy in Jesus se hart geplaas, en dit is 'n begeerte wat hy in my en jou hart geplaas het. En die vraag vanmôre is jou begeerte groter vir die wêreld as vir die Vader se hart? Jou wil? Is jou wil vir jou familie groter as die wil wat God vir jou familie het, vir jou huwelik het, vir jou finansies het, vir jou werk het, vir jou gemeente het, waarin jy betrokke is, vir die gemeenskap waar jy is, waar ook al jy is die begeerte wat jy het groter as God se begeerte wat hy klaar in jou geplaas het. Want God verwag van my en jou om te wil. Dit is klaar daar, so ons moet net gehoorsaam wees in dit wat hy vir my en jou klaar in ons harte gebring het. Maar is moeilik, nê? Is nie maklik nie. Want ons vlees en ons gees beklei met mekaar en die een gaan wen, maar ek het agtergekom, ek praat met Pastor Wouter so, hoe meer ek in sy woord spandeer, hoe meer ek in sy teenwoordigheid is, hoe meer ek by hom is, hoe meer wil ek doen wat hy vir my verwag. Hoe meer wil ek doen, dit wat hy klaar in my hart geplaas het oor sy woord. Hoe meer wil ek gehoorsaam wees, hoe meer wil ek dit doen, maar hoe minder ek in dit is, hoe minder ek in sy woord delf, hoe minder ek in sy teenwoordigheid spandeer, hoe minder ek kerk toe kom, hoe minder wil ek dit doen wat hy klaar in my hart geplaas het, hoe meer wil ek doen wat my vlees vir my sê om te doen. En dis belangrik dat ons God sal eer. So God sal eer wat hy klaar, die saad wat klaar in ons harte gesaai het. Om te sê, Here, ek wil nie,
maar ek sal, want U het my gevra om dit te doen. Ek sal gehoorsaam, want om God se wil te doen is nie altyd lekker nie. Jesus sien ons het eerstehands, hy moes God se wil gedoen, hy moes die Vader se wil gedoen het, en dit was nie vir hom lekker, en hy wou nie, maar hy het gesê, hy sal ons steeds doen, want dit is God se begeerte, dis God se wil, en ons gaan baie dinge kere en baie dinge doen wat ons nie wil doen nie, maar wat God in ons harte geplaas het. Jy gaan 'n persoon moet vergewe, want dit is God se wil. Dit is die begeerte wat hy tog in jou hart geplaas het, en jy weet jy moet vanmôre vergewe. Jy weet God gee jou die krag om dit te kan doen, maar jy is net soos ek weet nie of ek dit kan doen nie, maar jy hoef nie. Want dit is sy Gees wat jou die krag gee. Dit is sy Gees wat jou lei om dit te kan doen. Om vry te spreek, om gehoorsaam te wees wanneer hy met jou praat. In hierdie tyd wat ons leef, waar alles net oor die vlees gaan, en alles kan net lekker gaan, en jy kan jou eie wil volg, en is lekker, en jy het jou vrye wil, en jy kan alles doen wat jy wil doen, is dit nou die tyd om te sê, ek staan vas in die wil van God, al is dit nie altyd lekker nie. Al moet ek omdraai as iemand iets vir my gesê het, en ek wil weet, en ek wil hom terugklap, of haar terugklap met woorde, wat sal seermaak, wat sal sny. Het jy nie so al gevoel nie? Jy al gevoel, Here, ek wil net 'n heilige klap gee vanmôre, net 'n heilige klap as U my sal toelaat, maar soms moet ons rug draai en wegstap, want dit is God se begeerte om die wil van sy lewe en van sy guns uit te leef. En dit gaan al hoe moeiliker raak. Jy dink is nou moeilik, jo. Dit gaan nog moeiliker raak. En dan moet ons nog meer in sy begeertes, meer in sy wil beweeg, meer in sy woord delf, sodat ons kan leef soos hy wil, nie soos ek wil nie. Nie as jy wil nie, maar wat hy klaar in ons geplaas het. En jy het vanmôre, ek en jy het die geleentheid vanmôre, om weer sy begeertes in my en jou lewe toe te laat. Om sê, Here, dit wat ek weggesteek het in my hart, dit wat ek een kant toe gestoot het, vir te lank, ek wil dit weer terugbring, wakker dit op, kweek dit weer in my gees, om te doen wat U klaar my geplaas het, om myself te kruisig, en dat my gees die een sal wees wat my lei, nie my vlees nie. Die Bybel in praktyk se kommentaar sê, van vers 13 van Filippense 2, deur sy gees maak God jou gewillig om jou lewe in te rig soos wat hy dit wil hê. En deur dieselfde gees stel hy jou ook in staat om dit reg te kry. Dis nie deur jou krag in die kerk. Jy dink jy gaan deur jou krag doen, jy gaan sukkel. Jy gaan elke oomblik misluk as jy sy wil volg deur jou vlees. Maar die wonderlike ding is, hy het klaar daai wil in jou gesit, deur sy Heilige Gees. Hy het op wedergeboorte klaar sy wil in jou geblaas. En daarom sal hy stem vir jou sê, moet nie dit nou doen nie, doen dit. En mag ons as 'n kerk weer begin leef om die wil te doen wat hy in ons geplaas het deur sy Gees, om die wil te doen wat sy woord vir ons leer. En die great ding is vanmôre, ons het die Heilige Gees wat ons help. Ons het die Heilige Gees wat ons lei. Ons het die Heilige Gees wat ons bekragtig, en hy sal hierdie goeie werk tot volëinding bring totdat Jesus Christus kom. Filippense 1 vers 6 sê vir ons dit. Hy sê, omdat ek juis hierop vertrou dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Jesus, dit wat hy in jou geplaas het, vanmôre, 10 jaar terug, 20 jaar terug, gaan hy tot volëinding bring, totdat hy kom. Sy Gees wat in my is groter as hy wat daar buite is. Jy dink vanmôre, Here, ek kan nie. Ek weet nie of ek die wil kan volg, ek weet nie of ek gehoorsaam kan wees, ek's bang ek maak 'n fout as ek hierdie pad stap, en jy gaan foute maak, jy kan dit klaar weet. Maar as ons in die Gees van God begin beweeg, en net sal luister, en net sal doen wat hy vir my en jou verwag, gaan dit makliker wees. En dis waaroor kerk ook gaan, is dat ons mekaar ondersteun en sê,
Onthou jy wat jy vir my gesê het, wat jy begeer van die Here af. Onthou wat jy gesê het, wat jy vir hom wil doen. Want baie keer moet ons nie vir Here sê, Here, ek gaan hierdie vir u doen nie. Ons baie keer moet sê, Here, wat is u wil in my lewe tans? Wat wil u in my kweek, in my hart werk? Want ons vra dit min, né? Dis die ding wat ons die minste vra in vandag se tyd. Wat wil u doen? Baie kere sê ons vir die Here wat ons klaar vir hom gaan doen, maar eerder om te vra, Here, wat wil u doen in my hart? Wat wil u bereik in my lewe? Wat wil u in my doen en deur my doen? En net vir 'n oomblik, terwyl elke oog gesluit is, terwyl niemand rondkyk nie, terwyl die musiek saggies speel, is daar dalk begeertes in jou hart vanmôre, wat die Here in jou hart geplaas het en gesê het, Here, ek het U nodig om hierdie te doen. En elkeen van ons het vanmôre dit nodig. En as jy net wil sê, Here, kom maak hierdie begeertes weer wakker in my hart. In die middel van die storm sal ek. En as jy net vir 'n oomblik, terwyl die oë gesluit is, sê, Here, Van die storm sal ek. terwyl niemand rondkyk nie, net in jou eie woorde, daar waar jy is, sal sê, Here, ek begeer om weer u wil te volg. Ek begeer om dit wat u in my hart geplaas het, net weer te doen, soos u van my verwag, soos u dit in my hart geplaas het, soos u dit wil doen en sal doen en kan doen, Here. En Here, ek kom bid vir elkeen hier so vanmôre, Here, ek kom bid, Here, dat die begeertes van u hart, wat u in hulle harte klaar geplaas het, dat hulle nie hulle vlees sal volg nie, Here, maar dat hulle sal begeer dit wat u hart is, dit wat u wil doen, Here Jesus, en ek loof u, en ek prys u, en ek dank u, Here, vanmôre, dat ons 'n wil kan volg, wat bo ons eie wil is, 'n God kan volg, wat sy wil in my hart geplaas het, om dit uit te leef, om te doen, tot sy welbehae, om te doen, tot eer van sy naam, tot eer van sy koninkryk, en nie my eie koninkryk, en nie my eie wil, nie wat ek dink goed is, maar wat u dink goed is, wat u dink wel is, wat u dink aanneemlik is, en weet aanneemlik is vir u, Here, en help my vanmôre, help elkeen hier vanmôre, om te besef, Here, ons het u so nodig, om u wil te volg, het ons die Gees nodig, om u te eer, gee u die krag vir ons, om dit te kan doen, deur u Gees, en ons weer terugkom, en by u stil staan, sê, Here, deur u Gees, en nie deur my vlees nie, ek kruisig my vlees vanmôre, ek kruisig dit wat ek is, en ek kom, lê myself voor u neer, sê, Here, dat u Gees, u wil bereik, deur my, sodat ek meer die begeertes van u hart sal uitleef, wat u in my geplaas het, en ek dank u, Here, vanmôre, dat ons u Vaderhart kan volg, dat u die begeertes van u hart in ons plaas, en die voorreg wat ons het om dit te kan weet en te kan volg, want dit is u wil vir ons lewens, Here. Ek loof u daarvoor, en ek prys u daarvoor in Jesus Christus naam en wil aanneem. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het op ons regstreekse uitsending. Indien jy enige vrae of gebedsversoeke het, is jy welkom om die volgende nommers op hierdie skerm te kontak. Ons wil jou graag bedien in hierdie tyd na die beste van ons vermoë. Jy is ook welkom om te saai in hierdie bediening op die volgende maniere, deur middel van SnapScan of EFT. Ons waardeer elke bydrae en spreek die Here se rykste seën uit oor jou en jou gesin.